huis te trek in die lewe. Nou laat my toe om te groet die leierskap van die kerk, Pastor Ou, Mevrou Sharon, die manne en die vrouens van God, en almal wat my stem kan hoor, in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Ons is nog besig met die Pinksterfees, en ons trek al by die 4. As u nou eers aansluit, moet ek vir u sê, u het uitgemis. Maar ons is ook bly dat u aangesluit het. Ek gaan my skriflesing vanaand kry in die boeke van Exodus. Ek gaan die 3de hoofstuk lees, die eerste 3 verse. Die opskrif sê die roeping van Moses. En die woord lees as volg, hy sê, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam, kan iemand sê vuurvlam, uit 'n doornbos. En toe hy weer sien, brand die doornbos in die vuur, maar die doornbos word nie verteer. Maar God sy geleesde woord sien. En nou die skrif wat ek gelees het, die teksvers kry ons in die boek van Exodus, en dit is die tweede boek in die Bybel, die tweede boek van die Torah. Maar voor ek die teksvers aan u voorhou, wil ek graag net kortliks aan u verduidelik wat vuur regtig is. Want ons is nog immers besig met die vuur. Nou vuur is 'n chemiese reaksie tussen 'n brandstof en suurstof. Wanneer dit by mekaar kom, dan is die eindproduk daarvan 'n sigbare hitte en 'n voelbare lig. Maar daar is paar eienskappe van vuur, wat vuur ook deel met die Heilige Gees. Dis wanneer 'n mens in die boeke van die Ou Testament lees, dan sal 'n mens sien dat die vuur word gebruik as 'n simbool vir die Heilige Gees. Dat die vuur en die Heilige Gees karaktereienskappe deel met mekaar. Een van die karaktereienskappe van vuur is, wanneer vuur in kontak kom met 'n materiaal, dit maak nie saak of dit plastic is, dit maak nie saak of dit hout is nie, het vuur die vermoë om die tekstuur van die materiaal te verander. Wanneer vuur in kontak kom met harde plastic, dan smelt die plastic. Wanneer vuur in kontak kom saam met 'n harde hout, na 'n loop van tyd, dan word die hout mos as. Nou, dis ook hoe die Heilige Gees werk. Die Bybel sê, terwyl Saul 'n bose gees het, elke keer as die Gees voor hom kom, en Saul word opstandig, dan word die Heilige Gees te midde van Dawid, dan speel Dawid op sy sitar, dan raak die Gees die tekstuur van Saul van 'n sagte aard. Dit is die karaktereienskap van die vuur. Nog 'n karaktereienskap van vuur is, jy kan maar nou hoe wat se dierklere aan het, jy kan maar nou hoe wat se dierperfume aan het. As jy by die vuur gestaan het, dan sal jy by die vuur gestaan. God betekent ook nie wat maak die vuur. Die Bybel sê, terwyl Petrus by die vuur staan, sê 'n vrou vir hom, jy breek nie soos die vuur. Want Petrus praat nie soos die mense wat by die vuur staan. Die vuur het die vermoë om reën af te gee. Die vrou sê vir Petrus, jy kom van 'n ander vuur af. Jy praat soos die mense van die vuur. Jy staan soos die mense van die vuur. Ons weet van wat se vuur vanaf die kom. Die Bybel gaan verder, hy sê, toe Moses van die berg afkom, moes Moses 'n wyk op sy aangesig sit, want Moses het 'n ryk gemaak by die vuur. Jy sien wanneer jy by die vuur kom, dan ryk jy soos vuur. En 'n manne is daar ander manne wat besig is om 'n duiwel uit te dryf.
wat se parfum gebruik het. Jy kan wat se klere aan het. Ons weet wanneer jy met die vuur 'n draai gemaak het. Wanneer 'n mens met die vuur 'n draai gemaak het, dan praat hy anders. Mense wat nie met die vuur 'n draai gemaak het, die praat soos 'n ander persoon sal praat. Mense wat nie 'n draai gemaak het met die vuur praat van, ek is 'n ander persoon, ek is 'n ander wie, ek is 'n ander tyd. Maar mense wat met die vuur 'n draai gemaak het, die Bybel sê in die boeke van Habakuk, die krag van die Olywe stel geleer. Dat is geen beeste in die krale nie. Die vuur word nie. Maar omdat Habakuk 'n draai gemaak het met die vuur, sê hy nogtans, sal ek jubel. Wanneer jy met die draai gemaak het met die vuur, weet jy, ek weet my verlosser lewe. So dat die vuur 'n draai gemaak het. Hy sê, through his slavery, yet shall I trust. Ek weet van mense wat 'n draai met die vuur gemaak het. Die apostel Paulus sê, hy sê, ek is tot alles in staat. Deur Christus Jesus, wat my die krag gee. Elisa sê, ons wat hier is meer as hulle wat daar is. Jy praat van die vuur. Jy praat van die vuur van die Heilige Gees. Halleluja. Ek wil graag my boodskap titel, as ek toegelaat is, The Fire of God shall sustain. Terwyl ons by die teksvers van Exodus 3 kom, besef Moses iets. Moses is agter die woestyn op die berg van God by Horeb. Maar Moses kom 'n doornbos teer. Moses het sy kinderlewe lank gespandeer in Egipte, waar hulle die vuur aanbid. Moses ken hoe die vuur werk. Daar is 'n transaksie wat plaas moet vind vir vuur om daar te wees. Daar is 'n brandstof wat homself afgee. Dis hoekom wanneer 'n mens petrol gebruik, hoe meer die petrol brand, hoe minder word die petrol. Dis hoekom wanneer 'n mens 'n vuur met hom maak, moet jy die vuur aanstook. Maar Moses besef die vuur as hy soos 'n ander vuur nie. Want die vuur brand dan die hele tyd. Hy veronderstel om die doornbos uit te brand. Maar die vuur kan die doornbos. Maar die vuur is besig om die doornbos te behou. Ek weet nie wat die praat nie. Maar ons wag nie op aardse vuur nie. Ons wag nie op hemelse vuur nie. Ons wag op die vuur krag van die Heilige Gees. Hy beloof het toe hy sê, julle is 'n dorsvloer sal weer vol oren is. En julle is 'n padskepe vol olie en mos. Hy sê, en etiker sal die jatte vergoed, van die kalfvreter, en die voetganger, en die eindkruiper, en die gelijkspraakkamer, verslind het. Dat sal julle weet, dat ek die julle in julle binne is. Nie op vreemde vriend nie. Nie op vriend wat nou praat nie. Dan moet jy weer 'n plan maak. Maar op vriend wanneer die apostel Paulus praat van die vriend, dan sê hy, nie sodat het daarop gedoen. Dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volledig. Ek praat van die vriend, dat afstel met hy, dat sal mense nog steeds in jou punt sien. Die vriend is daar. Dat sal mense nog steeds in jou punt sien. Die vriend is daar. Praat van die vriend van die Heilige Gees. As jy kan voor my 12 jaar het probeer, sy probeer om ander vrienden te maak. Sy probeer om my verskillende mense te maak. Maar elke keer as ek dink dat is van die hulp nie. Hy is hoe dit is van die wereldse vrienden. Die vrienden kan help, maar dit kan nie help nie. Maar die vrou komt op my besef, sy sê, as ek dit is so, ek hoef nie in sy gezicht te ken nie. Hy hoef my nie eens te groei nie. Maar as ek dit kom, dan kom ek die vuur. My lewe sal nooit meer dieselfde word nie. Zachariah sê nie deur krag en nie deur geweld nie, maar deur die vuurkrag van die Heilige Gees. Praat van die vuur van die Heilige Gees. Terwyl
man van die Here so besig is gisterand om te predik, word my hart so bewoon. Want ek kyk die hele audience en ek sien, ons is almal gelowiges. My hart raak bewoon van ek vra, waar is die verlore siel? Ek gaan praat met een van my broers. Ek vra, as ons nie veronderstel om die verlore siele te gaan help. Maar die persoon sê vir my, God is in die tyd besig om eers sy plek reg te kry. Dis hoekom wanneer ons in hierdie tyd by mekaar kom, dan kom ons as gelowiges by mekaar. Want voor God buite kan beweeg, moet hulle eers hier die Heilige Gees ontvang. Die Here beloof hy gaan saamwerk, maar eers moet die mag en die bruid olie in die lampe kry. Die Bybel sê daar was 5 verstandige magte en 5 onverstandige magte. Almal het dieselfde gelyk, almal het dieselfde hoeveelheid geld gehad, maar die verskil het gekom by die olie. Die onwyse magte het nie die olie gehad. En dit is waarmee ek gaan afsluit vanaand. Ons leer in chemistry dat 4 is deel van die redox reactions. Nou, redox is 'n woord wat 2 woorde by mekaar gebring het. Dit is reduction en oxidizing. Nou, die scientists verduidelik dit so. Hulle sê die reducing agent verminder homself in order for vuur om plastic. En die oxidizing agent, wat oxygen is, wat die wind is, vermeerder homself, sodat vuur mag plastic. Dis hoekom, wanneer Johannes verduidelik, hy sê, ek moet verminder, sodat hy, wat die oxidizer is, wat die wind is, kan vermeerder. My bemoediging vanaand is, word minder, word the reducing agent, sodat die Vader help kan vermeerder in die lewe. Mag die Here sien.